SAVF is die ontwikkelaar van 380 nuwe wooneenhede en 'n gesondheidssentrum by die Oogaftree landgoed in Mokgopong, Limpopo. Hier word 'n Bosveld aftree leefstyl geskep waar natuur, die mens en gesondheidsorg integreer. Wel, die staatsrede is gelewer. Kom ons kyk miskien wat die president gesê het oor 'n paar dinge hier en daar en kyk of ons miskien kan agterkom wat in die begroting gaan wees, want natuurlik het die president met die minister van Finansies gepraat en hier's 'n paar dinge wat ek nou nogal opgemerk het. Een daarvan is in terme van ekonomiese groei. Die president sê die ekonomie presteer glad nie goed nie. Daar was baie klem gewees om ekonomiese groei wat ek dink sekerlik 'n goeie ding is, maar die president reken 'n ekonomiese groei gaan so ietwat begin versnel en hy's heeltemal reg natuurlik. Ek reken daar's wel 'n onderliggende versnelling in ekonomiese aktiwiteite. Hy het onder andere verwys na finansiële markte, die rand, die kapitaalmark, rentekoerse, inflasie en dis meer en hy's weer 'n keer heeltemal korrek. Daar was sekerlik 'n verbetering gewees die afgelope tyd. Maar ongelukkig is dit so, laat as mens bietjie 'n langer tydperk na kyk. As jy byvoorbeeld die afgelope 10 jaar kyk, dan is dit baie duidelik dat die gemiddelde Suid-Afrikaner vandag swakker daaraan toe is as 10 jaar gelede. Ek dink die president het die grootste probleme inderdaad geïdentifiseer en die probleme het te doen met goeder soos plaaslike owerhede, elektrisiteit, misdaad wat 'n baie klem op. Dis alles probleme wat daar is en hy het natuurlik 'n paar planne op die tafel gesit wat hy gaan doen om hierdie probleme aan te spreek. My probleem is tweelei. Die een daarvan is, gaan hierdie werklike planne geïmplementeer word? Daar's altyd 'n lang rits planne wat hulle doen en natuurlik die baie groot vraag, die ouens wat die probleme veroorsaak het, is dit die regte ouens wat ons uiteindelik daar gaan uitkry? So wat die begroting betref, een of twee goedjies, soos ek gesê het, iets wat sterker ekonomiese groei. SARS is baie aggressief. Hy probeer elke druppel bloed uit die ekonomie te kry, maar die ekonomie groei nie vinnig genoeg om die minister van Finansies sy uitgawes alles te finansier nie. En as 'n lang lys van ekstra uitgawes soos die weermag wat ontplooi gaan word, meer uitgawes vir hierdie waterprojekte, meer uitgawes om die mislike kwaliteite aan die gang te kry en dies meer. So ons gaan nou maar wag tot so oor 2 weke en dan gaan ek in die aanloop tot die volgende 2 weke gaan ek vir julle so een of twee goedjies vertel wat in die staatsfinansies aan die gebeur is en natuurlik 'n groot program oor die begroting self.